Goeiedag, liewe vriende. Ons is te midde in 'n reis. Ja, ons is by preekreeks van Ek is die ware wingerdstok. So waar ook al jy vandag is, mag jy werklik groei in die ware wingerdstok. Vandag kyk ons juis na die tema, die Gees vorm Christus se karakter in ons. Ja, ons is midde in 'n reis en as jy nie die eerste 2 gaan kyk nie, stel ek voor gaan kyk eers die ander 2 gedeeltes. Want ons het geplant, ons het gewag, ons het gesien hoe 'n boom kan voor ons vol raak van vrugte, woorde, gebede, belydenisse. Julle, vandag kom ons hier by mekaar met een diep waarheid. God red ons nie net om hemel toe te gaan nie. Hy vorm ons om soos Christus te word, om in 'n verhouding te wees, sodat jy en ek die keuse kan maak dat Jesus Christus ons verlosser en saligmaker is. Ja, ons is nie net gered nie, ons is geplant. En elke plant wat geplant word geplant met 'n doel, om vrug te dra. So welkom in die teenwoordigheid van die Here wat ons elkeen stuur, om gevorm te word. Nou liewe vriende, in hierdie reis kyk ons juis na Galasiërs 5 vers 22 tot, en dit is vir my wonderlik want dit gaan so mooi. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdart of mekaar afgunstig wees nie. En as ons nie dit hoef te doen nie, weet ons kan ook Johannes 15 vers 1 tot 8 ook ter harte neem wat vandag ook by ons preekreeks aansluit. Met die opskrif die ware wingerdstok. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so, julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Tot sover. Liewe vriende, ons almal wil groei. Ons almal wil verander. Ons almal wil beter wees as gister. Maar hier is die vraag: hoe gebeur ware geestelike groei? Paulus skryf juist dan in Galasiërs wat ons klaar gelees het, dat die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Let op, hy sê nie vrugte nie, hy sê vrug. Dit is een vrug met verskillende eienskappe. Dit is die karakter van Christus wat sigbaar word in mense lewe. Ek kan nie kies, ek wil liefde hê maar nie geduld nie. Ek wil vreugde hê maar nie selfbeheersing nie. Wanneer die Gees werk, vorm hy Christus volledig in ons. Maar dan sê Jesus iets baie belangrik in Johannes 15 vers 4. Bly in my, soos ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. So ook julle nie as julle nie in my bly nie. Dit is die geheim. Vrug kom nie deur inspanning nie. Vrug kom deur verbondenheid en werk.
Ons probeer dikwels harder. Ons beloof onsself, ag, ek kan meer geduldig wees. Ek gaan minder kwaad word. Ek gaan beter wees. Maar Jesus sê, hy sê, bly in my. 'n loot produseer nie vrug deur te sweet nie. Hy dra vrug omdat hy verbind is aan die wingerdstok en sy kant ook bring. En dan kom die deel waarvan ons nie hou nie. Jesus sê die Vader is die wynboer en 'n wynboer snoei. Snoei beteken party dinge word afgesny, party seisoene vol kaal, party oomblikke vol seer. Maar snoei is nie straf nie. Snoei is voorbereiding. God sny nie om jou te breek nie. Hy sny om jou meer vrugbaar te maak. Miskien is jy in 'n seisoen waar dit voel of dinge weggeneem word. Miskien voel jy gestroop. Miskien voel jy onderdruk. Moenie vergeet nie, die wynboer weet presies wat hy doen. Vorming neem tyd. Karakter groei stadig. Maar wanneer jy in Christus bly, sal daar vrug wees. Nie omdat jy dit forceer nie, maar omdat die Gees dit gevorm het. En miskien is die belangrikste vraag nie vandag, hoe kan ek beter wees nie, maar eerder, bly ek werklik in Christus? Want wanneer jy bly, sal liefde groei, vrede sal groei, selfbeheersing sal groei. Die Gees vorm Christus in jou. Wees bereid om sy leiding dus te neem. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nie los soos ons is nie. Dankie dat U ons nie net red nie, maar ook vorm. Ons bely dat ons dikwels vrug wil hê sonder wagtyd, karakter sonder snoei, groei sonder oorgawe. Leer ons om in U te bly. Wanneer dit goed gaan, laat ons in U bly. Wanneer dit seer maak, laat ons in U bly. Wanneer U snoei, help ons om U hand te vertrou. Heilige Gees, vorm Christus in ons. Laat liefde groei waar daar hardheid is. Laat vrede groei waar daar angs is. Laat selfbeheersing groei waar daar swakheid is. Ons wil nie net gelowiges wees nie. Ons wil vrug dra wat U naam verheerlik. Ons bly in U en ons vertrou die wynboer. Amen.